Familie, goeiemôre van my kant af. Dis vir my so lekker om vanoggend weer hier by julle te wees. En ons is nog so op die randjie van ons familiemaand. Ons maak klaar en ons beweeg oor na ons Pinkstertyd toe. En ons gaan volgende maand meer fokus op die Heilige Gees, maar vanoggend wil ek gesels oor familie. En familie is so belangrik. En ek wil vir julle twee sê dankie vir die mooi manier hoe julle dit gedoen het vanmôre. Julle het ons geseën en nie net geseën nie, dis gesalf. Ek het die Heilige Gees geervaar in elke huwelik en in elke familie. Ons kan nie opgee nie. Familie is vir God belangrik. Wat in die huis gebeur is vir God belangrik. Wat tussen 'n man en 'n vrou gebeur, wat in die kinders se opvoeding gebeur, is vir God belangrik. Want mens is vir God belangrik. Glo ons dit nog? Mens is vir God belangrik. En vanoggend gesels ons oor familie. En ek wil vra wie saam met my sal blaai na Handelinge hoofstuk 18 toe. Ek gesels vanmôre oor 'n man en 'n vrou genaamd Aquila en Priscilla. 'n man met die naam van Aquila, 'n vrou met die naam van Priscilla. En die omgegroepe sal weet, dis ook een van julle weke se besprekings vir hierdie maand wat verby is gewees. En miskien is dit varser in party van julle se geheue as ander van julle nog nooit gehoor van hierdie mense nie. Maar Aquila en Priscilla lees ons van in Handelinge 18. So kom en lees saam met my van vers 1 af. En daarna het Paulus uit Athene vertrek en in Korinthe gekom. Vers 2 sê, en hy het 'n Jood gevind met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs met sy vrou Priscilla van Italië gekom het, omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes vertrek. Na hulle toe het hy gegaan. Nou ons gaan bietjie later gesels oor die hoofstuk of 2 voor dit wat aanloop na hierdie plek toe waar Paulus bymekaar kom met Aquila en Priscilla. Maar ek gaan myself seker herhaal vir 'n paar keer, maar Aquila en Priscilla, 'n gewone man, 'n gewone vrou. En as jy bietjie dieper sal gaan navors en kyk, sal jy sien, die woord sê hier dat Aquila is 'n Jood wat in Rome woon. Maar Priscilla is 'n Romeinse naam. So hier het ons 'n Jood wat met 'n Romein getroud is. In 'n tyd waar die Romeine die Jode gehaat het. So hierdie was 'n huwelik onder geweldige druk geweest. Kom van 2 verskillende kulture af en het baie uitdagings rondom hulle huwelik en hulle kom by mekaar ten spyte van wat dalk die Joodse familie van Aquila gesê het of die Romeinse familie van Priscilla gesê het. Ten spyte van kom hulle by mekaar, trou hulle, begin hulle 'n familie. Nou, ek wil dit dalk net sê, ek weet familie is nie vir almal vanoggend dalk 'n lekker woord om te hoor nie. Dis dalk 'n woord wat vanmôre seer maak. Miskien is die herinneringe of die ervarings wat jy het rondom familie seer. Miskien sit jy hier en sê, Matthys, maar ek is nie getroud nie, of ek was getroud en daar's hartseer, daar's verlange vanoggend hier waar ek sit. Ek verlang na iemand wat dalk al by die Here is. Ek verlang na kinders wat dalk nie by my is nie. So ek weet ons is by verskillende plekke in ons familie opset. Maar ek wil jou graag intrek in hierdie boodskap en jou nie distansieer nie en vir jou vra, ongeag hoe jou familiesituasie vanoggend lyk, vereenselwig jouself saam met hierdie boodskap. Al is jy nie getroud nie, al is jou familie opset hoe? Sien jouself as 'n familie. Al staan jy alleen, al is jy 'n enkel ouer vanmôre, wat ook al die geval mag wees, sien jouself as 'n familie, as 'n huis. En hier het ons 'n familie vanmôre, Aquila en Priscilla, 'n man en 'n vrou, wat onder moeilike omstandighede, onder geweldige druk by mekaar kom. En ons gaan later sien, dit nie gebruik as 'n verskoning om nie deur God gebruik te word nie. Familie, ek sê dit versigtig en met baie liefde. Maar moenie jou omstandighede en die moeilike plek waar jy dalk is, gebruik as 'n verskoning om nie deur God gebruik te wil word nie. Ek is nie ongevoelig as ek dit sê nie. Ek weet hier's baie hartseer en jy sê dalk, Matthys, jy ken nie my situasie nie en jy's reg, ek doen nie, maar die Here ken dit. En God het die vermoë om 'n negatiewe situasie om te draai en 'n man en 'n vrou te gebruik ongeag die uitdagings. So ek wil vir jou sê, ongeag jou situasie, God het vanoggend die vermoë om jou te gebruik net daar waar jy is.
met jou omstandighede, met miskien jou seer en jou hartseer, God het die vermoë om van iets negatiefs 'n groot positief te maak. Families, huise, dis so belangrik dat ons weer herlewing in ons huise het. Dis so belangrik dat elkeen van ons besef dat herlewing begin in my huis, ongeag hoe my huis opset lyk. Ons het so 'n idee in die kerk, dat herlewing in die kerk moet uitbreek en na huise toe moet oorspoel. Familie, weet jy wat? Dit werk nie so nie. Herlewing gebeur wanneer manne en vroue besef, dat ek moet in die krag van die Heilige Gees leef en bedien in my huis, dat daar 'n salwing in my huis is, dat dit kan oorspoel na die kerk toe. Hoekom? Pastore kom nie in jou werksplek nie. Pastore kom nie altyd in jou omstandighede nie, maar jy doen elke dag. Jy is in die teenwoordigheid van jou kantoor, jou personeel, jou werksplek, jou kinders. Jy is daar elke dag. En dis die plek waar die Heilige Gees ervaar moet word. Wie moet ons kinders na die Here toe lei? Die kinderkerk? Wie se verantwoordelik is dit? Kinderkerk doen fantastiese werk en hulle doen groot werk. Maar daar moet iets ekstra in ons huise gebeur wat by ons insink en sê, dis my verantwoordelikheid om my kinders groot te maak in die vrees van die Here, in die oë van die Here. Dis 'n ouer se voorreg om sy kind na die Here toe te lei. Hoekom? Want hy moet dit sien in sy ouer. Hy moet dit sien in sy ouers se huwelik. Dat dis 'n huwelik soos wat ek eendag wil hê. Ek wil so pappa hê. Ek wil so pappa wees. Ek wil so 'n mamma wees eendag. Dit moet in ons huise gebeur. Dis waar lewe moet wees. Dis waar krag moet wees. Dis waar siekes in ons huise moet inkom. Dis waar hulle gesond moet word. Is in ons huise en in ons families. Nou ek wil vanoggend stil staan by 3 eienskappe van 'n goddelike familie. 3 eienskappe. Dis nie te veel nie, né? 3 eienskappe. 3 eienskappe van 'n goddelike familie. En ek wil terugkom na hierdie verhaal toe. Ons het nou gesien, Paulus kom uit Athene uit in Korinthe aan, ontmoet vir Aquila Priscilla en woon by hulle. Kyk wat sê vers 3. As ek begin met my eerste eienskap van 'n goddelike familie, naamlik 'n familie moet gered wees. Kyk gou hier, wat gebeur in vers 3? En omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. So hier's Aquila en Priscilla, dag op uit Rome uit, ontmoet vir Paulus, hulle woon saam, hulle werk saam, want Aquila en Priscilla is ook tentmakers net soos Paulus. Paulus het letterlik tente gemaak om homself te onderhou finansiëel, om vir homself te sorg, het hy tente gemaak. En Aquila maak ook tente, en ek is seker, daar waar hulle so saam sit en werk, praat hulle en gesels hulle. Nou, ek is nie seker of Aquila en Priscilla tot bekering gekom het voor hulle vir Paulus ontmoet het, en of hulle onder Paulus die volle evangelie gehoor het nie. Maar as ons verhaal verder gaan vertel en optel, gaan jy sien dat hulle definitief 'n besluit vir Christus gemaak het as 'n familie, as 'n man en vrou, dat hulle die Here dien met alles wat hulle het. Dat hulle saak met God reg is, en dis die fondasie van waaraf hulle bedien verder. Ek is seker daar waar hulle gesit en tente maak het, en hulle het nie al hierdie masjinerie en dinge gehad nie, hulle het maar met hulle hande gewerk, en ek sien hoe hulle sit en werk met hulle hande. En Paulus kon redelik net oor een ding gesels, en dis die evangelie. So ek is seker, as hulle nie die volle evangelie gehoor en verstaan het nie, het hulle dit by Paulus gehoor. Het hulle die volle evangelie by Paulus gehoor van Christus se kruisiging, van die opstanding, van hoe hy opgevaar het. Hy sou vir hulle die hele evangelie mooi verduidelik het, en hulle sou mooi geleer het onder Paulus. En hy sou vir hulle die volle evangelie en die volle waarheid vertel het. Maar die fondasie, en dis my eerste eienskap van 'n goddelike familie. 'n Goddelike familie moet gered wees. Jou fondasie moet Jesus Christus wees. Anders kan jy nie verwag om deur God gebruik te word nie. Anders kan jy nie effektief in God se hande wees, as jy nie die eerste besluit gemaak het vir Christus nie. Maak mos sin, doen dit nie? Matteus 7 kom Jesus en hy praat van die huis op die sand en die huis op die rots. Weet jy wat beperk 'n gebou se hoogte? Sy fondasie.
Wat maak van 'n huis 'n stewige huis of 'n wankelrige huis? Sy fondasie. Dieselfde gaan vir elke Christen. Wat bepaal jou hoogte? Jou fondasie. Wat bepaal jou effektiwiteit? Jou fondasie. As jou fondasie Jesus Christus is, as jy op 'n plek in jou lewe gekom het, waar jy Jesus Christus aangeneem het, as jou persoonlike saligmaker en verlosser, as jy in gehoorsaamheid die volgende stap geneem het en hom deur die doopwater gevolg het, as jy gevul is met die Heilige Gees, skielik is jy effektief in die hand van die Here. Kom aan familie. Ons verwag om deur die Here gebruik te word, maar ons bou ons lewe op 'n wankelrige fondasie. As ons as 'n familie, onthou ons praat vanmôre oor families, as ek sê familie wil ek inzoom, nie op die groter familie nie, maar op wat in jou huis gebeur. Wat in jou huis gebeur moet gebou word op die fondasie Jesus Christus. Dis hoekom ek sê, elke kind moet groot word met die naam van Jesus Christus op sy lippe, in sy oor, hy moet dit hoor, hy moet dit sien, in die manier hoe sy ma en pa mekaar hanteer, hy of sy moet groot word met die wete, dat as ek 'n gesonde huwelik wil hê, moet ek bou op dieselfde fondasie as my ouers. Kom aan familie, ons sien 'n stikkende wêreld daar buite, wie se fondasie nie Christus is nie, en dan kraak die huise, en huwelike kraak, ons pastore beleef dit elke dag. As jy gaan kyk na gesels met ons beraders, gaan gesels met ons groepleiers, as jy teruggaan na probleme wat mense vandag ervaar, trek jy dit terug na 'n fondasie toe. Van die meeste emosionele probleme wat mense vandag het, kom uit hulle kinderdae uit. Waar hulle uit stikkende omstandighede seer kry en letsels hulle hele lewe lank dra, na 'n volwasse toe, hulle dra dit na 'n huwelik toe, hulle dra dit na 'n volgende generasie toe. Hoekom? Omdat hulle iewers seer gekry het. Omdat daar iewers krake in hulle huis gekom het. Miskien sit jy vanmôre hier en jy sê vir my, Matthys, maar ek het al 'n besluit geneem. Dan wil ek vir jou die volgende vers lees vanoggend. En ek wil nie 'n lang storie daarvan maak nie. Maar Openbaring 2 vers 4 sê die volgende. Hy sê, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. As jy daai hoofstuk gaan lees, sal jy sien dit praat van 'n spesifieke gemeente daar in Efese met wie dit eintlik baie goed gegaan het. Dit was op die oog af 'n mooi gemeente, maar dit het ek teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ek wil vir jou vra, al is jy gered vanmôre, die trekkie verder, is jy nog met jou eerste liefde? Is jou eerste liefde nog Christus? En is hy nog jou passie? Is hy nog die een wat jy dien met jou hele lewe? Is hy nog die een waarop jy jou huwelik verder bou? Of het jy iewers begin van die fondasie afbou? Jy weet, dit kan ook gebeur. 'n Huis se fondasie is daar, maar as die bouer hier oor die fondasie gaan en hy begin hier op die sand bou, dan gaan hierdie deel kraak en daai deel gaan dalk stewig wees. As ons iewers van ons fondasie afwyk, as families, as manne en vroue individue in ons families, gaan ons lewens kraak en gaan dit moeilik gaan in die toekoms. So ek wil vir jou vanmôre sommer hier vroeg in die boodskap 'n lekker hartvraag vra. Is Christus nog jou eerste liefde? In alle opsigte van jou lewe. Want as jy deur God gebruik wil word en effektief wil wees in die koninkryk, moet jy gered wees en moet Christus jou fondasie wees. Dit was so vir Aquila en Priscilla. En kom ons lees verder. Eerste eienskap van 'n goddelike familie is 'n familie moet gered wees. Tweede eienskap is 'n familie moet saam dien. Kyk hoe groet Paulus vir Priscilla en Aquila in Romeine 16. Hy stuur daar groete in daai hoofstuk vir allerlei mense in die bediening. En hy groet vir Aquila en Priscilla in vers 3. Hy sê, groet Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus. Ja, is mooi. My medewerkers in Christus Jesus. Hulle is medewerkers omdat hulle in Christus Jesus is. Familie, lees mooi wat hy sê. Is jy vanmôre 'n medewerker wat op sy eie wonderlik is? Maar meer as dit, is jy 'n medewerker besig met die werk van die Here in Christus Jesus? Want dis anders. Dit bring 'n ander dinamika, dit bring 'n ander autoriteit, dit bring 'n ander gesag, dit bring 'n ander uitkyk op die lewe.
op uitdagings, op die politiek, op probleme, as jy in Christus Jesus is, nie waar nie, dan sien ons dinge mos anders. Ons sien skielik, wag 'n bietjie, ek is die kop, ek is nie die stert nie, wag 'n bietjie. As die wêreld sê ondertoe, dan sê ons boontoe. Hoekom? Want ons is in Christus Jesus. Die wêreld sê, jou huwelik gaan dit nie maak nie, jy gaan 'n statistiek wees. Nee, ons wat in Christus Jesus is, sê ons glo en bely anders. My huwelik sal gesond wees. My huis sal die Here dien. My kinders sal groot word in 'n huis waar hulle die naam van Jesus Christus ken en waar hulle weet wie Christus is. Ons bely anders. Ons is in Christus. Ons bely anders. En hy stuur groete vir Priscilla en Aquila hier, sy medewerkers in Christus Jesus. Vers 4. Wat vir my hulle lewe gewaag het. Nie ek alleen dank hulle nie, maar ook al die gemeentes van die heidene. Familie, kyk gou hier. Aquila en Priscilla se fondasie is Christus. Sodat hulle ten spyte daarvan dat hulle 'n huwelik onderdruk is, 'n huwelik van ek wil amper sê twee kante van die draad, van die Jode en van die Romeine af, ten spyte van die uitdagings, kom hulle en dien hulle God nie oppervlakkig nie. Hulle kom hier en hulle waag hulle lewe vir Paulus en vir die gemeente in die vroeë kerk. Hulle kom en hulle dien die Here nie oppervlakkig nie. Hoekom nie? Want hulle dien vanuit hulle fondasie uit. Want hulle fondasie is Christus. Een Sondag 'n week was nie vir hulle genoeg nie. Een Sondag 'n week was nie vir hulle genoeg. Nee, hulle kom en hulle waag hulle lewe vir die werk van die Here. Onthou, ons is by die tweede punt besig. 'n Familie, 'n huis wat goddelik wil wees, moet saam die Here dien. Moet saam dien. Moet die Here saam dien en dan moet hulle werk vir die Here. Ek wil gou iets by stil staan wat vir my baie mooi is hier. Onthou, Aquila en Priscilla is tentmakers, nes Paulus. So hulle besigheid, hulle bron van inkomste was tentmakers. Nie waar nie? Dis hoe hulle geld kry, dis waarvoor hulle kos gekoop het, so dit was hulle besigheid. Maar Aquila en Priscilla besef, hulle hoofbesigheid is nie hulle tentmaak besigheid nie. Hulle hoofbesigheid is God se besigheid. En God se besigheid is mense. So die oomblik wat ek en jy besef dat my werksplek is nie my hoofbesigheid nie. God se besigheid is my hoofbesigheid. God plaas my in my werksplek, in my kantoor, in my huis vir 'n rede. Hoekom? Om besig te raak met God se besigheid. Want sodra 'n huis, 'n familie dinamies raak vir die Here, het jy impak, het jy invloed op plekke waar pastore en waar predikers nooit kan kom nie. En dis wat met Aquila en Priscilla gebeur het. Hulle was nie tevrede om net eenmal 'n week kerk toe te gaan of nee. Hulle wou hulle lewe betrokke hê by die werk van die Here, by God se besigheid, by mense. En dis wat hier gebeur. En dis presies wat vandag in elkeen van ons se huise moet gebeur. Ons kan nie ons kerklewe skei met ons huislewe nie, want dis wat gebeur. Ons kan nie sê ek dien die Here in hierdie tye op 'n Sondagmôre of in my stilte tyd as ek by die Here, maar die res van die dag dan werk ek, dan is dit niks met die Here te doen nie. Vanaand as ek terugkom, dan spandeer ek weer 'n oomblik met die Here, miskien as die gesin saam, dan bid ek dalk voor ek gaan slaap, en dis my tye saam met die Here. Familie, ons kan nie ons lewe opsny in tye saam met die Here en tye sonder die Here nie. Hierdie dinge moet saam vleg en in mekaar vleg en de mekaar vleg. Dis al hoe ons as huise 'n impak gaan hê in die koninkryk van God. As ons besef, maar ek is in my kantoor vir 'n rede. God het my daar geplaas, ek wil dinamies wees, ek wil 'n instrument wees, en ek is heeltyd bewus van God se besigheid. Wat wil U vir my sê? Wat wil jy moet ek doen? Hoe moet ek praat? Wat moet ek doen? Wat moet ek sê? En dieselfde in jou huis. Dis al hoe ons huise gaan uitvloei en veroorsaak dat daar herlewing in ons kerk gaan wees. Enigste manier. Ons lees verder, vers 5, Romeine 16. Sê hy, groet ook die gemeente by hulle aan huis. Wow! Hulle was nie net 'n huwelik uitverkoop aan die werk van die Here nie. Die werk van die Here het hulle in hulle huis ingebring en gesê, Here, alles wat ons het is U sinne. My huis, my kos,
as iemand hier kom en hy's honger, sal ek hom kos gee. Here, as iemand hier kom en hy het bemoediging nodig, ek sal saam met hom lag, ek sal saam met hom huil, ek sal saam met hom bid. Myne is u sinne. En hulle neem die werk van die Here in hulle huise in. En daar's niks meer egskeiding en kompartemente nie. 1 Korintiërs 16 vers 19 sê, Paulus, hy gaan verder en hy groet hulle, hy sê, die gemeentes van Asië groet julle, Aquila en Priscilla, saam met die gemeente wat in julle huis is. Laat vir julle baie groete weet in die Here. Sjoe, ek wil weer sê, 'n gewone man, 'n gewone vrou, 'n huwelik onderdruk, het die vermoë om in die hande van die Here dinamies te wees en diep spore te trap in die vroeë kerk. Hoekom? Hulle fondasie was Christus. Hulle fondasie is reg. Hulle meld aan vir diens en sê, Here, ons verstaan as 'n familie, as 'n gesin, as 'n huis, ons moet U dien. Ons kan nie bly gered bly op een plek en glad nie vir die Here iets doen nie. Hoor julle my? Die eerste stap is om gered te word. Ons moet op 'n plek kom waar ons ons sonde bely, waar ons by die kruis kom, waar ons sonde vergewe word. Dit moet so wees, dis die eerste stap, enigste pad na die Vader toe is deur Christus. Maar sodra dit gebeur het, moet mens toelaat dat die Heilige Gees jou aktiveer, sodat jy in diens van die koning kan staan in sy koninkryk. Selfs in jou huis, selfs in jou werksplek, selfs met jou motor, selfs met jou meubels, met jou geld, alles is God se. Hy vertrou ons net vir 'n tyd daarmee. So kom ons dien hom met alles wat ons het, alles wat ons is, want dis wat hier gebeur het. Dis hoe 'n gewone man en 'n gewone vrou met 'n huwelik onderdruk, diep spore in die vroeë kerk trap. Hulle neem die kerk in hulle huis, is betrokke by die werk van die Here, nie van 'n afstand af nie, maar naby hulle. Hulle fokus is elke dag op God se besigheid. Hulle is paraat, hulle is bewus, hulle is dinamiese instrumente in God se hand. Kyk wat gebeur in Handelinge 18, ons lees so 'n bietjie verder, vers 24. Ontmoet ons 'n man met die naam van Apollos. Kyk saam met my. En 'n sekere Jood met die naam van Apollos, wat in Alexandria gebore was, 'n welsprekende man, hoor hoe mooi word hy beskryf hierso, 'n welsprekende man, het in Efese aangekom, en hy was magtig in die skrifte. Mooi, né? Welsprekend Apollos, magtig in die skrifte. Hy het onderrig ontvang in die weg van die Here, en vurig van gees, het hy gespreek en die dinge aangaande die Here noukeurig geleer, alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het. Kyk wat gebeur in vers 26. En hy het vrymoediglik in die sinagoge begin spreek, maar nadat Aquila en Priscilla hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem en hom noukeuriger die weg van God uitgelê. Kyk gou wat gebeur met 'n gewone familie, 'n gewone man en vrou, wat skielik hulle alles in die hand van die Here gee en sê, Here, hier is ons. Gebruik ons soos U wil. Ons wil U dien. Kyk wat gebeur. Van Apollos lees jy baie later in die vroeë kerk. Hy het diep spore getrap. Saam met Paulus 'n groot impak gemaak in die vroeë kerk. Maar hier begin Apollos. In wie se huis begin hy? In wie se huis hoor hy die volle evangelie? In 'n magtige prediker se huis? Nee. In 'n gewone man en in 'n gewone vrou se huis wat sê ek is uitverkoop aan die koninkryk van die Here. Alles wat ek het is U se. En hulle kom in die sinagoge en hulle hoor, "Sjoe, hier's 'n man met groot potensiaal vir die kerk. Hy's welsprekend, hy's vurig van gees. Hy's iemand wat diep spore gaan trap, maar hy het nie die volle evangelie nie. Hy het die evangelie van Johannes gehoor. So hy het nog nie Christus se hele verhaal gehoor nie. Maar Aquila en Priscilla het. En hulle neem hom by hulle in die huis. Geef hom kos, geef hom slaapplek en vertel hom die volle evangelie. Rus hom toe sodat Apollos kon vertrek van daar af en doen waarvoor God hom geroep het. Maar God gebruik as instrumente 'n gewone man en 'n gewone vrou wat aanmeld vir diens. Ongeag wie jy is vanmôre, ongeag waar jy vandaan kom, ongeag wat jou van is, wat jou agtergrond is, waar jy woon, ongeag alles, as jy jou lewe oorgee in die hand van die Here, het hy die vermoë om jou te gebruik as 'n dinamiese instrument in die koninkryk van God. Moet niks gebruik as 'n verskoning of sien as 'n rede om nie deur God gebruik te word nie. Want as daar ooit 'n paartjie was wat 'n verskoning gehad het, was dit hierdie man en hierdie vrou, Aquila en Priscilla.
te bang om te gaan. Ons pas nie in by die Jode nie. Ons pas ook nie in by die Romeine nie. So waar gaan ons heen? Gaan ons maar in ons hoekie sit en sê, ag Here, hou ons net heilig en veilig, asseblief. Heilig en veilig, is al wat ons vra. Nee, hulle sê, Here, ons lewe is in U hande. Ja, die omstandighede is dalk nie ideaal nie, maar gebruik ons. En God kom en hy gebruik hulle om 'n groot impak te hê. Paulus stuur van reg oor die wêreld vir hulle groete elke keer. Hy sê groete vir Aquila en Priscilla en hulle gemeente in die huis. Daar waar hulle besig is om disippels op te lei, om te gaan spore trap daar waar hulle werk, daar waar hulle bly, daar waar hulle dien. Gewone man, 'n gewone vrou. Dit is my so mooi hoe hulle dit doen. Apollos kon hulle maklik weggejaag het en gesê het, wie is julle om vir my te sê? Wie is julle twee om vir my te kom sê? Ek is 'n man vurig van gees, ek is welsprekend. Kyk, almal is lief vir my. Ek preek in die kerk. Julle tweeetjies is niemand. Wie is julle om vir my te kom sê? Maar Aquila en Priscilla doen dit met soveel liefde. Doen dit onder die leiding van die Heilige Gees. Doen hulle dit, gehoorsaam. En hulle trek vir Apollos nader. En in liefde luister hy na hulle. Familie, dit sê baie. Pastore en predikers, hulle luister nie so maklik na ander ouens se raad nie. En Apollos luister. En hy laat toe dat die Here hulle gebruik. Verander sy persepsie miskien, gee hom 'n bietjie diepte in sy gees en hy gaan spreek en doen groot dinge vir die werk van die Here. Die kerk vandag en die sukses van kerk vandag hang nie af van wonderlike predikers en wonderlike geboue nie. Ja, ons moet predikers hê en ons moet wonderlike geboue hê. Maar weet jy wat maak kerk suksesvol? Gewone mense soos ek en jy. Hoe gaan hierdie kerk stampvol word dat ons na 'n tweede en 'n derde oggenddiens toe moet beweeg? Hoe gaan dit gebeur? Deur beter prediking? Langer sing? Die gebou nog mooier maak? Nee. Dit gaan beteken elkeen wat in hierdie banke vanmôre sit, moet besef, ek is in die hand van die Here. Alles wat ek het, alles wat ek is syne. Ek wil 'n impak maak in my buurman, in my kollega, in my familielede. Ek wil hulle eerstens gered kry, by Christus kry. Dan wil ek hulle met hulle 'n pad stap as 'n disipel en sê, kom ek leer jou. Kom saam met my, soos Aquila en Priscilla. Kom ek leer jou die volle evangelie. Dis hoe die kerk gaan vol word. Dis hoe jou familie gered gaan word. Dis hoe jou buurman by die Here gaan uitkom. Laastens, die derde eienskap. Eerste ene, familie moet gered wees. Ons huise moet gered wees. Ons huise moet die Here dien, betrokke wees by die werk van die Here. Die derde eienskap van 'n goddelike familie is 'n familie moet omgee. Nou omgee is 'n woordjie wat amper sê so 'n bietjie oppervlakkig geraak het baie keer. Matthys, ek moet omgee. Hoe bedoel jy nou? Kyk gou wat gebeur. In Paulus se lewe het dinge moeilik gegaan die laaste paar hoofstukke. As ons teruggaan na hoofstuk 16 toe van Handelinge, sien ons dat Paulus is in die tronk saam met Silas en Pastor Gerald het daarvan gepraat. Is geslaan in die tronk. Daar sit hy. As ons 'n bietjie verder gaan in Handelinge 16, sien ons dat Paulus en Silas is in die tronk, is geslaan, is verniel. Dis moeilike omstandighede. Volgende hoofstuk in Handelinge 17, eerste 10 verse, sien ons hoe Paulus moet vlug uit in die nag uit Thessalonika uit. Paulus is bietjie onder druk daar, die mense wil hom doodmaak en hy moet vlug. Van vers 10 tot 14 sien ons hoe Paulus moet vlug uit Berea uit en Silas en Timoteus bly daar agter en Paulus beweeg alleen vorentoe. Sien gou Paulus se prentjie tot hier waar ons vanoggend is. In hierdie gedeelte. Hy vlug uit Berea uit, los vir Silas en Timoteus agter. En in die laaste gedeelte van hoofstuk 17 kom Paulus in Athene aan en as jy gaan sien die atmosfeer van Athene in daardie tyd, dit was vol afgodsbeelde. Dit was 'n moeilike stad om in te bedien. Daar was 'n geestelike oorlog aan die gang. En Paulus is moeg in hierdie tyd. Ek bedoel, hy was in die tronk, toe vlug hy vir sy lewe, toe vlug hy weer vir sy lewe, toe kom hy in 'n plek vol afgodsbeelde en dis druk en dis emosioneel en fisies, dit tap hom uit. En waar eindig hy? In Handelinge 18 vers 1.
in die huis van Aquila en Priscilla. Wat gebeur in die huis van Aquila en Priscilla? Paulus is nie gewoond daaraan nie, want hy is nie gewoond aan die huis opsit nie, hy reis rond. Skielik is hy hier in 'n huis, waar daar 'n man en 'n vrou is wat lief is vir die Here. Hulle werk saam. Hy word versorg. Hy kry kos, hy kry slaapplek. Daar skielik liefde van 'n broer en 'n suster. Daar skielik omgee. En dit staan nêrens nie in, dis my opinie, maar ek dink Aquila en Priscilla het in 'n groot mate Paulus se lewe gered hier. Het Paulus se bediening gered hier. Paulus het 'n plek nodig gehad waar hy net kom bietjie sit en daar word vir hom omgegee. Sy batterye kan bietjie gelaai word. En ek glo, hulle het so impak op Paulus se lewe gehad, dat dit soos koel water was vir 'n dors keel. Was jou keel al so dors gewees dat hy amper seer is van dorsheid? Ken jy dit? En dan drink jy daai ijskoue koel water. En jy kan voel hoe hy afgaan van hier tot in jou maag. Jy het al beleef? En ek glo dis hoe Aquila en Priscilla was vir Paulus se gees. Koel water vir 'n dorskeel. Hulle kom en hulle gee om. Familie, moenie omgee minag nie. Moenie die rol wat jy in die persoon langs jou en voor jou en agter jou se lewe moet speel minag nie. God gebruik jou om te gee. En ek weet daar's vanmôre mense hier wat moeilike omstandighede het. Daar's dalk mense volgende hier wat op die randjie is van handdoek ingooi. Daar's mense dalk hier wat nie 'n familie by die huis het nie. Wie is hulle familie? Ons. Sodra elkeen van ons besef dat ek wil die Here dien en betrokke wees by die werk van die Here, maar ek wil ook in sy hande 'n instrument van omgee wees, van liefde wees. Ek wil vir die persoon wat langs my woon, wat saam met my werk, ek wil omgee. Want weet jy wat? Omgee vir ander lewens. In Johannes 13 vers 35 sê Jesus die volgende woord, hy sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Waaraan? Hoe getrou ons kerk toe kom? Kom aan familie. Hoe mooi ons lyk, hoe mooi ons aantrek, hoeveel Bybels ons het. Hieraan sal die wêreld almal weet dat julle my disippels is, my volgelinge is, my kinders is, as julle liefde onder mekaar het. Moenie dit minag nie. En omgee is nie moeilik nie. Omgee is 'n glimlag, is 'n drukkie, is 'n ek dink aan jou, ek bid vir jou, is 'n SMS, is 'n oproep, is 'n e-pos. Is 'n omstap na jou buurman toe dalk en sê, ek het jou lanklaas gesien my buurman, hoe gaan dinge hier by jou? Dis omgee. Ek het nie geweet jy's siek nie, hoe? Gaan kuier in 'n hospitaal, maak 'n oproepie. As ons vir mekaar lief het, soos God bedoel het dat ons mekaar moet lief hê, sal mense hier instap en nooit weer hier wil wegstap nie. Hulle gaan die liefde hier ervaar, 'n goddelike liefde, sal hulle hier ervaar, onder mekaar. En dis hoe dit moet wees. En waar begin dit? In jou huis, in jou familie. As dit nie daar gebeur nie, hoe wil ons hê dit moet hier gebeur? Ons het mekaar nodig. En ek wil 'n klompie skrifte op die skerm vir jou gooi. Gaan hulle nie lees nie, maar waar hulle staan is in hakkies agter hulle. En ek wil so vinnig hier deur hardloop. Familie, ons het mekaar nodig. Die Bybel leer ons dit. Ons kan nie sonder mekaar hierdie lewe deurgaan nie. Kyk wat sê hy. Klompie mekaar skrifte. Hy sê, praat mekaar moed in. Praat die waarheid onder mekaar. Was mekaar se voete. Leef in vrede met mekaar. Deel alles met mekaar. Spoor mekaar aan. Sien om na mekaar. Bely sondes eerlik teenoor mekaar. Wees geduldig met mekaar. Wees aan mekaar onderdanig. Wees verbind aan mekaar. Wees goedgesind teenoor mekaar. Wees hartlik teenoor mekaar. Sorg vir mekaar. Dien mekaar. Dra mekaar se laste. Verdra mekaar. Vergewe mekaar. Troos mekaar. Versterk mekaar. Daar's nog baie. En ons gaan die hele oggend hier wees as ons na almal moet kyk, maar ek het 'n paar uitgehaal hier. Sorg vir mekaar, dien mekaar, dra mekaar se laste. Mekaar is belangrik in God se koninkryk. Dit was vir Paulus belangrik om 'n mekaar te ervaar
in die huis van Aquila en Priscilla. Hy was moeg, maar hy kon slaap, hy kon rus, hy kon eet. Hy kon die liefde ervaar onder mekaar. En dit gee hom krag en moed om aan te gaan. Hoe weet jy die persoon langs jou vanoggend is nie dalk hier op die laaste randjie nie, voor hy handdoek of sy handdoek ingooi nie? Hoe weet ons dit? Hoe weet jy vanoggend dat die persoon wat voor jou sit, agter jou sit, is nie op die punt net om te sê, ek kan nie meer nie. Ek kan nie die druk mee hanteer nie. Ek kan nie meer nie. En het mekaar vanmôre nodig. 3 eienskappe en ek sluit af. Chantal, kom sluit by my aan asseblief. 'n Familie moet gered wees. Dis die eerste stap. Familie moet die Here dien. 'n Familie moet werk vir die Here, betrokke wees in die werk van die Here, oral waar ons is. En 'n familie moet omgee. Die liefde van Christus moet so deurweek wees in ons elke dag se loop en praat, dat al gaan jy Pick n Pay toe en koop 'n brood, moet dit wees met soveel liefde en so 'n bewustheid, dat jy daar uitstap met mense sê, "Sjoe, ek kan sien, daai man, daai vrou, is 'n disipel van Christus." Daar waar jy is, wil jy nie jou oë vir 'n oomblik sluit nie. Ek wil 'n uitnodiging maak en ek wil dit nie lank uitrek nie. Maar daar waar jy sit vir 'n oomblik, wil jy nie 'n bietjie net na jou eie lewe kyk nie. Jou huis, jou omstandighede, daar waar jy bly, daar waar jy werk, daar waar jy miskien op universiteit is of leer of studeer of waar dit ook al mag wees. Maar net vir 'n oomblik daar waar jy is, wil jy net 'n bietjie na jou lewe kyk. En die eerste vraag wat ek wil vra dat jy moet vra is jou fondasie Christus? Want as dit nie is nie, is dit 'n moeilike pad vorentoe. Tweedens, is jy betrokke en uitverkoop in die werk van die Here? Of kan jy 'n bietjie meer gee? Kan jy nog 'n bietjie uitverkoop wees? Kan jy nog 'n bietjie meer beïnvloed? Kan jy nog 'n bietjie meer dinamies wees? Kan jy nog 'n bietjie meer bewus wees? Kan jy nog 'n bietjie meer nog 'n bietjie meer minder wees, soos Johannes sê? Ek moet minder word. Hy moet meer word. Christus moet meer word. Ek moet minder word. Miskien moet daar 'n bietjie minder van jou in jou wees, miskien meer van Christus in jou wees vanoggend. En laastens, gee jy regtig om vir die mense om jou? Is jy betrokke in die mekaar van Christen wees? Of kan jy 'n bietjie meer doen? Ek wil vra, voor ek vir jou bid, voor ek enige iets doen, wil ek eerstens vra, is hier enige iemand vanmôre hier, wat nog nie Jesus Christus aangeneem het as hulle persoonlike saligmaker en verlosser nie, wat nog nooit op 'n plek gekom het waar jy die eerste keer besluit en sê, ek kies Christus. Alle oë gesluit, as jy nog nie daar gekom het nie, dan is jy nog nie in Christus nie. En as dit vanmôre jy is en jy sê, Matthys, hier is ek. Ek wil vanmôre besluit maak vir Christus. Wil jy nie jou hand lekker hoog opsteek daar waar jy sit nie? As jy volgende kom en jy sê, ek wil in Christus wees en leef. Enige hande, moet hom lekker hoog opsteek, dat ek met my bril tot die agterkant sien. Is ons almal vanmôre hier in Christus? Ek wil aanbeweeg, ek mis jou hand as jy jou hand opsteek en ek jou nie sien nie. Kom ons beweeg aan. Ek wil 'n tweede stap neem en ek wil dit nie uitrek nie, maar ek voel regtig gelei hiervoor, dat die familie vanmôre mekaar bedien. En ek wil vra dat jy sal opstaan uit jou sitplek uit, terwyl Chantal vir ons daai laaste worship lied saggies gaan sing. Agnes Day. Wil ek vra dat ons sal opstaan uit ons stoele uit en na iemand toe beweeg. En dat die eerste vraag wat jy vir daai persoon sal vra is jy in Christus? As die persoon sê nee, wil jy nie saam met die persoon dalk uitstap, en as die persoon nie vrymoedig is, miskien na die tyd na ons toe uitstap. En tweedens vir die persoon vra,
Hoe betrokke is jy in die werk van die Here? Kan ek vir jou bid? Hoe lyk dit met die mekaar? En kom ons beweeg 'n bietjie na mekaar toe. En kom ons bedien mekaar vir 'n oomblik. Is dit reg? Net vir 'n oomblik. Sê, waarvoor kan ek vir jou bid? Ek wil niemand vorentoe nooi nie, ek wil hê die familie moet dit doen. Ons moet dit doen. Ek wil niemand moet alleen staan nie. Is dit reg? So kom ons weg saam, staan saam met my op. Waar wil jy sit? En beweeg na iemand toe. As jy nie vrymoedig is nie, bly staan, iemand sal na jou toe kom. As dit vir jou vreemd is en jy besoek volgende hier, dis great, bly staan, iemand gaan na jou toe kom. En kom ons wees vrymoedig, familie. Hier is 'n gesalfde oomblik, 'n Heilige Gees geïnspireerde oomblik. Iemand het jou net dalk nou nodig om 'n instrument in God se hand te wees. Kom ons wees vrymoedig. Asseblief, kom ons beweeg aan mekaar toe. Familie, as jy vreemd is, sit net jou hand op iemand se skouer dan. As jy man en vrou langs jou is, hou mekaar se hande vas. Kom ons breek bietjie uit ons boks uit vanmôre. Weer is vreemd, dit weer is anders, maar ons is mos familie. Kom aan. Ons is broers en susters in Christus vanmôre. Kom ons bemoedig mekaar. Kom ons maak seker ons fondasie is nog reg. Kom ons maak seker ons fondasie is nog Christus. Kom ons maak seker. O, dankie Here vir hierdie oomblik. Kom vra asseblief, moenie loop as jy nie regtig moet loop nie. Die Heilige Gees is besig, asseblief, moenie wegraak nie. Ek gaan 'n oomblik afsluit. Kom ons laat die Heilige Gees toe. Halleluja. Kom mense vorentoe wat 'n besluit vir Christus wil maak. As jy daar is, jy wil ons kom aansluit, jy's welkom. Kom. Kom ons maak 'n nuwe toewyding aan die werk van die Here. Nuwe toewyding aan my huis. Sê ek in my huis, ons sal die Here dien met alles wat ons het. Ek sal betrokke wees oral waar ek gaan, dinamies in die hand van die Here. Dankie Here vir die liggaam van Christus wat betrokke is. Dankie dat U deur elke lid vanmôre werk, elke man en vrou werk vanmôre. Stil staan by elkeen dat die krag van die Heilige Gees vloei, van bank na bank, van mens na mens in hierdie oomblik. Ons dankie Here. Kom ons beweeg rond, kom ons bemoedig mekaar, kom ons versterk mekaar, kom ons dra mekaar se laste vir 'n oomblik, kom ons wees lief vir mekaar, kom ons gee om vir mekaar. Net vir 'n oomblik. Dankie Here.